Gewigsverliesmiddels en veral GLP-1-middels is op almal se lippe. Maar watter impak kan dit op 'n mens se liggaam hê? Ons het besluit om vir Dr. David Hyams te nooi om met ons hieroor te gesels. Welkom terug, dokter. Baie dankie. Goed, wat presies is GLP-1-middels? Okay, so GLP, dit staan vir glucagon-like peptide. Dit is nou 'n redelike mondvol, maar dit is eintlik 'n hormoon wat jou klein darm afskei. As jy begin eet of as jy wil begin eet, dan het jou liggaam sekere prosesse om hormoon af te skei, wat dan sekere reseptore in jou brein en in jou spysverteringskanaal laat werk. So die middels is ontwikkel aanvanklik vir, jy weet, dit is nou nie die hormone, maar dit tree op soos die hormoon, en dit is aanvanklik ontwikkel vir diabetes. En dit is dan, jy weet, gesien op daai stadium dat dit redelik, jy weet, ander effekte kan hê, en dit is dan hoekom nou die effek van gewigsverlies ook, jy weet, teweeggebring het. So waarom is almal nou op die oomblik in rep en roer oor hierdie kwessie? Ja, mense dink dis maar 'n nuwe middels, jy weet, of is nuwe klasmiddels, maar eintlik as jy gaan terugkyk, dis al 20 jaar in die mark. En ek dink dis 'n interessante, jy weet, verloop van dinge, maar die jou aanvanklike middels wat ontwerp het omtrent so 5% se gewigsverlies teweeggebring. En toe is daar ander wat uitgekom wat so 10%, jy weet, kan jou gewig laat verloor, en dan was dit 'n 15%. Nou met hierdie nuwe middels wat ons het, kan jy tot 20%, jy weet, van jou liggaamsgewig verloor. So ek dink dit is waarna die groot rep en roer is, jy weet, dat mense besef nou, wel, daar is nou redelik voordeel met hierdie middels ten opsigte van 'n gewigsverlies, en ek dink omdat dit nou 'n redelik effektiewe middel is die rede hoekom nou mense redelik, jy weet, in rep en roer is daaroor. Ja. En ek dink jy het nou vlugtig verwys na wat presies gebeur, maar ek wil vir 'n oomblik daarby stil staan. Wat veroorsaak dan nou einde ten laaste dat 'n mens die gewig verloor? Ja, soos ek sê, hy werk op verskeie plekke. Ek dink in die brein, jou reseptore in die brein waar hy werk, jy weet, dit help vir jou algemene eetlus, vir die craving, soos 'n mens sê, en dan natuurlik, jy weet, ook wat ons in Engels praat van satiety, of jou, jy weet, as jy versadig is, jy gaan baie vinniger voel jy is versadig, so natuurlik eet jy minder. So dit is een van die groot voordele is om die breinwerking, en dan het hy ook 'n effek op jou spysverteringskanaal om jou maaglediging te verstadig. Jy weet, en dan ook natuurlik, soos ek sê, jy voel redelik, jy weet, meer versadig op 'n goue tyd, so jy eet minder. So dis sy primêre werking. Nou behalwe vir gewigsverlies, watter ander impak het dit op 'n mens se liggaam? Ek dink enige gewigsverlies het 'n baie groot impak op alles in jou liggaam. Jy weet, maar die groot voordeel is obviously jou metaboliese voordeel, om jou bloeddruk te verlaag, jou cholesterol te verlaag, jy weet, suikers te verlaag, en dan natuurlik, jy weet, die algemene toestand wat ons deesdae sien is vetverandering in die lewer. Dit kan tot 'n groot mate help daarvoor. En dan natuurlik op die einde, jy weet, jou kardiovaskulêre beskerming, so voorkoming van hartaanvalle, nierbeskerming, so daar is baie groot voordele oor die langer termyn. Nou, ek dink die grootste vraag is dit veilig, en dink jy enige iemand behoort dit te kan voorskryf? Onthou, dit is geformuleer as 'n antidiabetiese middel. En so die molekule wat dit is presies wat ons gebruik vir suikersiektebeheer ook. So ek dink dit is nie 'n one size fits all nie. Jy weet, ek dink dit moet deur 'n medisy voorgeskryf word. Jy weet, dit is geïndikeer vir mense wat 'n liggaamsmassa indeks of 'n BMI, body mass index het van meer as 30, of dan vir meer as 27 met 'n ander risikofaktor soos suikersiekte of hoë cholesterol of bloeddruk. So en dit moet oordeelkundig gebruik word. Die mens moet maar laag begin en dit optitreer oor 'n tyd. So jy moet daai mediese supervisie hê oor die dinge. Daar is neeweffekte as 'n mens te vinnig te begin, hoofsaaklik naarheidbraking, jy weet, diarree en hartlywigheid, jy weet, so dis die goed wat 'n mens moet manage. En jy weet, ek dink op die ou ende, langtermyn kan daar sekere ander goed wees soos galstene wat dit kan veroorsaak. So ek dink dan moet daar 'n bietjie 'n oorsig oor die gebruik daarvan wees. Dokter, ons het 'n paar sekondes oor, maar enigiets anders wat mense hiervan moet weet? Ek dink dis nie 'n quick fix nie. 'n Mens moet, jy weet, dit altyd gebruik saam met 'n lae kalorie dieet, jy weet, jou oefeningsprogram.
dis 'n baie goeie ding om saam met daai te kombineer, maar altyd die kombinasie van die drie werk die beste. Dr. Hyams, baie dankie. Baie dankie.